Vat na Numeri 6 toe. Hier is 'n gedeelte wat die behoort te ken. Wil ons met dit saam lees vanoggend. Begin met vers 23. So spreek met Aaron en sy seuns en sê. Nou hierdie is die woorde wat is nie 'n mens wat hierdie ding sê om te doen nie. Dit is God wat vir ons die presiese woorde gee wat ons die seën mee moet uitspreek. So, dan sê die vers, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê. Nou weer eens, hierdie is nie die woorde van Aaron nie, of van Moses nie. Hierdie is geformuleer deur die mond van God self. Deur God self. En elke woord gespreek spesifiek deur God. En hy sê die volgende. Dan, die Here sal. Die Here sal. Hierdie is 'n God wat sal. Sy wil, hierdie is sy wil. Jy hoef nie te wonder of hierdie volgende woorde sy wil is nie. Dit is sy wil. En hy sê dat jy dit hardop moet uitspreek. Ons noem dit in ons teologie noem ons dit as die benediction. Die afsluiting nadat die gemeente bymekaar gekom het en onder die seën van die Here uitmekaar gaan. Vir dekades het gemeentes en kerke reg oor die wêreld spreek dit uit oor hulle mense aan die einde van 'n diens. Die woord benediction spesifiek beteken the blessing. The blessing. Die priesterlike seën, die vaderlike seën, die blessing. It's in the benediction. The blessing is in the benediction. So as jy uithardloop en jy wil gou die baptiste wen om eers die tafel in die restaurant te kry, nadat ek amen gesê het, dan mis jy dit. Jy moet wag tot die einde. Amen. Want ek weet nie of my prekery jou regtig gaan help nie. Ek weet nie selfs of my musiek jou gaan help nie, maar ek weet dat hier die uitspraak van seën jou sal help. Want dit is beloof deur God self. Will bless you and he will keep you. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Ek wil vir julle sê, hierdie is die wil van God oor jou lewe. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Baie keer stop ons daar, maar die belangrikste is eintlik in die volgende vers, want dit sê in vers 27, so sal dan, wanneer die vader hierdie seën uitspreek oor sy kinders, die moeder dit oor haar kinders uitspreek, die pastoor, die priester, dit oor sy gemeente uitspreek, dan sê die Bybel, die ma en die pa kan dit ook doen, want hulle is die priester en die koning vir ons God. En hierdie is, wanneer jy dit uitspreek, dra dit autoriteit, en dit dra gesag. En so sê hy dan, moet julle die naam op die kinders van die Here, my naam op hulle lê, en ek sal hulle seën. You place the name of God upon. Net op wanneer jy hierdie seën uitspreek, is jy dan plaas jy die naam van die Here op jou kinders, op jou huis, op jou bediening, op die gemeente, en jy plaas sy naam op die ontvanger van die seën. Die naam van Jesus dra alles wat beskikbaar is vir ons. So,
Al is jy hier en jy wil nie eintlik hier wees nie en jy sit eintlik maar hier so omdat dit 'n obligation is, of jou vrou gesê het jy moet kom, maar as jy toelaat dat ek dit oor jou spreek vanoggend, sal jy met 'n seën hier uitstap. Sal twee dinge met jou gebeur, sê God. Hy sê nommer 1, ek sal my naam op jou sit en ek sal jou seën. I don't know about you, but I want his name on me to receive the blessing of the Lord. His name. Ek verstaan dit nie, maar dis hoe dit werk. Dis die wil van God. Het jy geweet, hierdie is nog steeds die oudste seën wat nou nog gespreek word. Reg deur die wêreld. Vir die afgelope 4000 jaar word hierdie spesifieke woorde gebruik. In troues, in inseëninge, baie keer by begrafnisse word dit gesê. Die Joodse rabbi spreek dit vandag nog elke Sabbat oor hulle mense uit. En is hulle geseënd? Yes, they are. Selfs onlangs argeologiese ontdekkings van die afgelope 3400 jaar wys dat mense hierdie spesifieke woorde het hulle op hulle bekers geskryf op hulle pottery geskryf, selfs voorwerpe wat hulle aan hulle gedra het hierdie woorde op gehad. Dis hoe ver dit teruggaan. Maar dit begin by die volgende woorde: die Here, the Lord will bless you, the Lord will keep you. Nou, die woord bless, the Lord will bless you, is die woord barak. Barak beteken to bend low. To bend low. Daai woord is gebruik wanneer mense, is 'n term van lofprysing, wanneer mense God geprys het, to bend down low, om laag neer te buig voor die Here. Maar hier gebruik God die woord barak, om aan ons as mense te sê, that he will bend down low to notice us. He will bend down low to notice us. Van die hemel sal hy laag neerbuig en ons opmerk. Nie ons wat na hom buig nie, maar hy wat na ons toe afbuig. Om jou raak te sien, sodat jy sy gesig, sy aangesig kan sien. It's God's promise, he will bend down low for us. En in hierdie seën kom guns. Hy sê ek sal my naam op jou sit. Nou sê die volgende gedeelte van hierdie seën: die Here seën jou en bewaar jou. The Lord bless you and he keeps you. Because when the Lord bless you, the blessing is intended to be and keep you. The blessing doesn't stop after he's spoken it. The blessing keeps on blessing. That we receive the blessing, but God wants us to keep the blessing. So he blesses us and he keeps us. Hy sal my seën en my behou. Want mense is so bang wanneer hulle seën van die Here ontvang dat hulle dit sal verloor. En ek het dalk 'n deurbraak gehad, maar ek is bang dat ek dit kan verloor. Ek het dalk 'n genesing gehad en ek is dalk bang dat dit sal terugkom. Maar wanneer God jou seën, kom dit met houdende krag. Sustaining power. The blessing has sustaining power. The Lord is my keeper, said David. The Lord is my keeper. So he keeps what he blessed me with.
Die Here is die een wat my geseën het, my kinders geseën het, en daarom sal daai seën, it will keep my children. It will keep on the next generation. Can I get an amen? Hy sal vir my familie sorg, hy sal my huwelik staande hou, hy sal my finansies staande hou, want sy seën het houdende, preserverende krag. Saai 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is jou God. Kyk nie angstig rond nie, want ek is met jou. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou. Met my reddende regterhand. God doesn't bless and leaves. He blesses and keeps. He keeps on blessing. Draai na iemand toe en sê, may he keep on blessing you. Moenie dit stop, Here nie. Seën my en bewaar dit. Amen. Jy kan ook na die persoon langs jou draai en vir hom sê, hoor hierso, ek gee jou toestemming om my te klap as dit lyk asof ek aan die slaap raak. Jy is genees my, is bang die siekte gaan terugkom. Wel, Here, ek maak nou staat op u seën. Want die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Hy het bewarende krag wat vrygestel word as ons hierdie gebed bid. Die volgende gedeelte sê die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Dis die volgende gedeelte. Hy sal sy aangesig oor jou skyn. Nou hierdie is so mooi, want in die Ou Testament en in die verlede sou die mense van 'n koninkryk bitter min hulle koning se gesig sien. Hulle sal hom dalk van ver af ergens sien op 'n balkon of ergens daarso as hy vergesel word of ry deur 'n land. Maar hulle het nooit, bitter min mense het ooit die gelaatstrekke van hulle koning gesien. Miskien op 'n foto nie, miskien op 'n tekening of iets van hierdie koning, maar hulle sou nooit naby genoeg aan hom kon kom om sy gelaatstrekke te kan sien nie. Die persoonlike gesig van hulle koning te sien nie. En dan vir hom, die koning, om terwyl jy in die vergadering inkom, nogal sy gesig na jou toe te draai en jou raak te sien, is nog minder. Een van die dinge wat Dawid bid in sy psalms sê, Here, neem nie u aangesig, moet dit nie van my verberg nie. Want as die koning nie na iemand sou kyk nie, soos in die geval van, julle onthou vir Ester, en dis hoekom sy gevas het voordat sy in die konings teenwoordigheid ingegaan het en daar ingestorm het, want as die koning weier en nie sy gesig draai na jou op daai stadium wat jy in sy teenwoordigheid kom nie, kan dit verby wees met jou. As hy nie genees met jou nie, draai hy sy gesig weg. Maar die Bybel sê, hy sal sy aangesig laat skyn. Hulle sê in die huwelik moet 'n man en 'n vrou mekaar gereeld in die oë kyk. Die vrou vra die man, kyk in my oë en sê vir my of jy die taak al klaar gedoen het. En die man maak sy een oog so toe en hy sê, tegnies wil ek net vir jou sê, dis al halfpad gedoen. Maar die Bybel sê dat
God se gesig sal skyn. Soos 'n moeder na haar baba kyk en daai gesig straal liefde en teerheid uit. Hulle oë maak kontak. En ek wil vir julle sê, let op, dat wanneer God na jou kyk, is hy nie daarop uit om jou te vloek nie. Hy is daarop uit om jou te seën. Hy wil hê jy moet hou waarmee hy jou geseën het. En so jy moet weet dat as die vyand jou vloek, kan dit nie die seën van God op jou lewe wegvat nie. Selfs Biliam moes erken dat hy nie God se volk kon vloek nie, want die priester het hulle geseën. Want God het die vermoë om die seën standhoudend te maak. Nou praat die volgende vers weer die tweede keer en hy sê van die gesig van God. Numeri 6:26 en die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Het jy geweet om die aandag van iemand te hê is een van die kragtigste waardes in ons lewens. To look at someone and say, I see you. That's the word where intimacy comes from. It says, into me see. Into me see. 'n baba se grootste behoefte, behalwe kos, is die aangesig van haar moeder se gesig. Studie na studie wys ons dat die aandag van die oë en van die gesig van die ma se teenwoordigheid 'n emosionele stabiliteit en intelligensie aan die kind bring van die eerste oomblikke af. Want 'n baba het liefdevolle aanraking nodig. So die eerste gesig wat 'n baba sal sien is die van sy ma of die van sy pa en dit moet so wees. Sielkundiges noem dit attunement. The child is attuned or she's becoming attuned with her parents' faces. En hierdie kind leer baie gou-gou dat deur die gesig-ekspressie van haar ma of haar pa of die kwaad is en of sy lief is vir jou. Die baba word ook attuned met ander gesigte, soos die gesigte van 'n oupa en 'n ouma en hulle lyk gewoonlik so. Ek wil sê, oupa en 'n ouma is 'n wonderlike ding. 'n Ma en 'n pa weet ook nie altyd wat hulle doen nie, maar ons ou mense weet. Daai ou gesig met die ou plooie, dit is stabiliteit en sekuriteit. Ag, ek wil vir julle sê, alles wat die kind nodig het is in haar oupa se gesig. En wanneer jy die babatjie neerlê om te slaap in sy kot en jy's wegstap, begin die baba baie keer om te huil. Want hierdie baba het nou al uitgefigure hoe om hierdie gesig terug te bring na haar toe. Sy het 'n behoefte aan die gesig. Ek moet net hard genoeg skree in die gesig. Kom weer terug. Maar 'n kind kan nie leef sonder die gesig en die aandag van die ma nie, en dis die spieël waardeur hierdie kind leer. So wanneer die koning sy aangesig na jou toe draai en alles rondom jou uitzoom en op jou fokus, verander sy lig, sy oë verander dit jou.
Die skrif sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Met ander woorde, he is radiating love, acceptance, grace. It's radiating. He's not just looking. He's not just observing. He's shining his face upon you. God sê, ek sien jou raak. Jy het my onverdeelde aandag. En een van die lelikste dinge wat 'n mens seker kan doen is wanneer iemand met jou gesels, dat jy net jou kop wegdraai of jou oë wegdraai en jy nie meer fokus nie. Uitzone. Iemand het eendag vir my gesê, Rian, jy moet na my luister, nie met jou ore nie, maar met jou oë. Kyk vir my. Dis grait dat hy ons seën en onderhou, maar luister hierso, die beste ding is dat hy sy aangesig oor ons laat skyn. En as jy sy gesig sien en gedink het, hy's kwaad en hy's moeilik en daar's oordeel in sy gesig, sê hy, nee, sy gesig is 'n gesig van aanvaarding en liefde. When God looks upon us, he looks with a smile. Nie met 'n frons nie. Jy sal in sy oë sien dat jy belangrik is vir hom. Hy deernis vir jou. Ek is dankbaar dat ek staan onder die glimlag van God. As 'n gesegde wat sê, don't just give attention, pay attention. And I want to tell you that the attention that God gives you is an attention that was paid for on the cross. It was paid with his blood. He doesn't just give, he pays attention. Hy betaal sodat hy persoonlik met jou van aangesig tot aangesig kan kom. Amen. As so 'n mooi sang, ek gaan dit doen, julle hoef nie op te kom nie. It says, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely in the light of his glory and grace. Come on, singing it again. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Amen. Yes. He paid attention. So, die Bybel sê, hy skyn sy aangesig en hy bewys genade. Hy bewys genade. Genade onverdienste guns.
Genade beteken, ek kry nie wat ek verdien nie. Maar ek ontvang 'n vrye gawe van God af. So God sê, as hy na ons kyk, sal sy gesig straal. En daai kyk is nie 'n kyk van onwaardigheid nie. Hy kyk na ons deur die bloed van Jesus. Intimacy. Intimacy. En nou sê die Bybel, as ons deur hierdie lewe gaan, Hebreërs 12 vers 2, en hy sê ons is in hierdie wêreld, hy sê, en jy gaan deur moeilike dinge, en dan sê hy, vestig, our eyes is fixed on Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Petrus, terwyl hy op die water geloop het, sê die Bybel, het hy Jesus stip in die oë gekyk. En toe hy sy oë van hom af op die golwe sit, toe sink hy. You got to look to Jesus to walk on water. You got to look to Jesus. Dit waarna ons kyk, ons moet onthou dat die val van die mens was as gevolg van dit wat die vrou, sy sê, toe sy na die vrug kyk, was dit 'n lus vir die oë. God sê, sy aangesig oor ons skyn aanvaarding en nie teleurstelling nie. Ek wil elke keer as ons hierdie seën uitspreek, mense, seën die Here jou, bewaar hy jou, skyn hy so aangesig oor jou, is hy genadig oor jou, gee hy jou vrede. En ek weet, slegte goed gebeur met goeie mense, al bid hulle hierdie gebed oor hulle lewens, maar ek wil vir u sê, een ding wat altyd daar sal wees oor jou, maak nie saak waardeur jy gaan nie, is die aangesig van die Here. David sê, where shall I flee from your presence? Do I go into the death and doderyk in Sheol itself? You are there. He promises one thing, you will always have the face of God. Prys die Here. Dis 'n kragtige ding, want in Johannes 9 was daar 'n man wat by die poort gelê het, wat blind was van die begin af, en niemand het hom opgemerk nie. Niemand sê hom gedra het na hierdie poel van Bethesda nie. En die Bybel sê dat Jesus het hom raak gesien. Hy het nie Jesus raak gesien nie, maar Jesus het hom raak gesien. En elke dag as hy daar verbystap, het niemand hom raak gesien nie, want hulle sê nadat Jesus hom genees het, sê hulle, was dit nie die man wat in die poorte gelê het nie? Hulle het hom nooit opgemerk nie, maar Jesus merk hom op, skyn sy aangesig oor hom en genees hom. God's face is with us. A lady, her name is Fanny Grosby, was asked at a very late stage, she lost her eyesight, and they asked her, would you like the Lord to restore your sight? And she said no. And they said, why? She said, because the first face I want to see is when I get into heaven, I will see the first thing is the face of the Lord Jesus. Die ding is, God sien die onsigbare dinge in jou lewe. Hy sien die wat verlore is, die wat verstote is, die wat eensaam is. Hy sien die weduwee. Jesus sien die kindertjies. My God weet nie net dat jy daar is nie, dat jy daar in die poort lê nie, maar hy sien jou en sy aangesig is op jou.
In Genesis 16 het ons vir Hagar word sleg behandel in die huis van Abraham deur Sara. En die Bybel sê dat sy was veragterlik in Sara se oë. Hagar, veragterlik in Sara se oë. En daar word sy, verlaat sy die huis, is alleen in die woestyn, agtergelaat, sonder enige voorsiening vir haar. En God merk haar op, sê die Bybel. En hy verskyn aan haar in die woestyn. En jy sien, God sien die stryd wat ander mense nie sien in jou lewe nie. Hy sien dit. Dit wat almal oorkyk. Jy mag agtergelaat voel, jy mag voel asof hy jou nie opmerk nie. Maar hy het genade vir jou. Hy het genade vir jou sonde. Hy het genade vir jou addictions. God ontmoet haar en sê, selfs Ismael sal geseënd wees. Sy geslag sal 'n menigte word. Ja, hy sal 'n esel van 'n mens wees, sê die Bybel, en hy sal teenoor sy broers woon. Maar hy sien selfs enige Ismael wat na Jesus draai, sal genade ontvang. Amen. En sy noem daai plek waar God met haar gespreek het, noem sy, U is 'n God wat sien. Sy noem die plek, U is 'n God wat sien. Nou weet ek dat U my sien, want U is die God wat sien. En sy is terug na die huishouding van Abraham en sy het Ismael is gebore. En elke enkel ma, wil ek vir sê, spreek hierdie seën uit oor jou kinders. Dit sou goed gewees het as die pa ook dit uitgespreek het, maar as hy nie daar is nie, wil ek vir jou sê, it's got the same power. Speak the blessing over those that are cursed. Speak the blessing over those that are sick. Speak the blessing over your children. Plaas die naam van die Here op hulle. Psalm 94 vers 9 sê, sou hy wat die oor plant nie hoor nie, en hy wat die oog formeer, sal hy nie sien nie. God sien, Matteus 9:35 sê, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape, wat geen herder het nie. Hy sien. Matteus 6:4 sê, in Engels hy sê, so that your merciful deeds may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. God sees the secret things in our lives. That way, when no one else complimented you, no one else said, well done. Nobody saw, nobody even knew. But you made the right decisions. You wanted to honor God. Nobody sees that. Nobody values that. But listen, God sees in secret. And I'm telling you, He will reward in public. Hy beloon wat ons doen in die geheim. Nou, ons almal het nie die voorreg gehad om 'n vaderlike seën oor ons lewens te gespreek of uitgespreek oor ons lewens nie. Maar ek wil vir u vanoggend 'n vaderlike seën gee. I want to bless you with a fatherly blessing, with a spiritual blessing. Every child needs it. Every person needs it. I'll ask you if you would stand with me. Would you just close your eyes? Lord,
I need your blessing. I need your face to shine upon me. I need the eyes of the Lord to look at me. I need to see it, to look into His wonderful face. And as I look at you, Lord, the things of the earth go strangely dim. My problems, my stress, my challenges, it melts in the face of Jesus. I look unto you. En so Vader, nou spreek ek die seën uit oor elke persoon wat hier staan. As jy die seën wil ontvang vanoggend, wil jy net jou hand opsteek nie. Die Here seën jou. En die Here bewaar jou. Die Here skyn sy aangesig oor jou. Die Here is genadig oor jou. Die Here hef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou vrede. In die naam van Jesus bid ons dit, Here. Ons ontvang dit vanoggend. Is dit nie 'n mooi rympie wat ons noem die Here? Dit dra U seën en dit dra U guns.